Goeiedag en baie welkom by Kerk Sonder Mure se aanlyn boodskap. Ons is bly dat jy op hierdie manier deel is van waarmee Kerk Sonder Mure besig is. Ons is besig met 'n reeks, die reeks se naam is Maar Julle, en verlede week het ons gepraat dat julle, volgelinge van Jesus, anders kyk, en vandag praat ons daaroor dat volgelinge van Jesus anders leef. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u goedheid, vir u liefde. Dankie dat u genadig is, dat u ons hanteer met ons doen anders as wat ons verdien. Dankie dat ons wat straf verdien, deur u vergewe word. Dankie dat u deur u vergifnis ons nuut maak, vir ons 'n nuwe lewe en 'n nuwe begin gee. Dankie vir die waarheid van u woord. Dankie dat u deur die Bybel en deur die Gees met ons praat en dat u besig is om ons te vorm om anders te leef in hierdie wêreld. Kom doen dit asseblief ook vandag in Jesus se naam. Amen. Ons lees uit 2 Korintiërs hoofstuk 5 en ons gaan vanaf vers 14 lees daar. 2 Korintiërs 5 vanaf vers 14. Ons is besig, het ek net nou vir julle gesê, met 'n reeks wat is, die tema van die reeks is Maar Julle. En dis in kort net, om net te sê waar dit vandaan kom, baie plekke in die Bybel, in die evangelies veral, sê Jesus baie keer, julle het gehoor, julle het gesien, dis hoe dit werk onder die nasies, dis hoe dit werk tussen al die mense, en dan hierdie woorde, maar julle. By julle is dit anders. Verlede week het ons gepraat oor omdat as volgelinge van Jesus, kyk ons anders. En vandag praat ons oor volgelinge van Jesus leef anders. So dit is dan, en die plek waarvan ons het gaan doen is vanuit 2 Korintiërs 5 vers 14. Die liefde van Christus dryf ons, ander vertaling het gesê dwing ons of dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. Dit sal net nou hopelik duideliker word soos wat ons aangaan. En hy het ter wille van almal gesterf, dis Jesus, sodat die wat leef, nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf en opgewek is. Gevolglik ken ons nou, van nou af, niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eens na die uiterlike leer ken ons hom nou nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, hulle het nuut geword. Het hierdie weer herhaal, as iemand in Christus is, vers 17, is hy 'n nuwe skepping. Jesus, en dit wat ek nou sê, het jy waarskynlik al gehoor, maar Jesus is anders. Jesus is radikaal anders. Hy's radikaal anders as enige mens wat ooit geleef het. Hy's radikaal anders as enige iets anders wat jy ooit sal ken. En dit beteken, as ek en jy sê dat ons volgelinge van Jesus is, dan moet ons anders wees. Want die een wat ons volg is anders. En hierdie anders is nie 'n bietjie anders nie. Hierdie woord, ons het so 'n paar jaar terug so jaartema gehad. Jesus is radikaal anders. En daarom is moet sy volgelinge radikaal anders wees. Maar nou is dit net hier waar die probleem baie keer inkom. En dit is, ons dink, ons moet nou probeer om goeders anders te doen. Want as jy goed anders te begin doen, dan is jy anders. Maar dis nie die manier hoe die Nuwe Testament, hoe die Bybel en die Here daaroor dink nie. Die Bybel sê vir ons, mense wat anders is, leef anders. So ek moet, as ek anders wil leef, as ek radikaal anders wil leef soos Jesus, dan moet ek radikaal anders word. En dis hoekom hierdie vers 17, wat ons nou net gelees het, wat ek herhaal het, sekerlik een van die radikaalste verse in die hele Bybel is. Want hier staan, en as Paulus hierdie woorde gebruik, dan dink hy terug aan die skepping, aan die begin, waar God uit niks uit nie,
het hy alles gemaak. En nou sê Paulus hier, dis wat gebeur met jou wanneer jy Jesus Christus as jou Here en jou Verlosser aanneem. En dit is, jy word nie 'n bietjie verander nie. Jy kry nie net 'n tweede kans om dinge so 'n bietjie beter te doen as die vorige keer nie. Hy sê jy word oorgeskep. Jy word nuut geskep. So as jy Jesus aangeneem het as Here en Verlosser, dan word jy 'n nuwe skepping. Want jy sien, Jesus is nie, met respek gesê, Jesus is nie 'n panelbeater nie. Hy's nie daar om die paar duike en krappe en kolle wat daar op my lewe is, so bietjie te fix nie, te poleer en uit te klop en goeders oop te sit en oor te spuit verf nie. Jesus maak oor. Hy skep nuut. En dis wat gebeur, en hy doen dit deur sy kruis en deur sy opstanding. En wanneer ek hom aanneem, dan is dit waar van my lewe. Paulus sê, as jy vers 14 lees hier, dan sê hy, een het vir almal gesterwe. Dis Jesus, hy het vir almal gesterwe. Maar dit beteken dan dat almal gesterf het. En dis Romeine 6. As ek Jesus aanneem, dan sê Romeine, word ek een met Jesus. En omdat ek een is met hom, het ek saam met hom gesterf. Maar ek is ook, omdat ek een is met hom, is ek ook saam met hom uit die dood uit opgewek. En nou lewe ek nie meer nie, maar Jesus lewe nou deur my. En ek lewe nou vir God. So my ou identiteit is dood. Ek is nie meer daai mens wat ek was voor Jesus nie. Ek is nou 'n nuwe skepping. Dis, ek hoop jy hoor, en ek probeer dit tuisbring, dat dis radikaal. As jy Jesus aangeneem het, is jy nie iemand wat 'n tweede kans het om 'n paar goed beter te doen nie. Jy's 'n nuwe skepping. En dan is ons by vandag se tema. Dan eers kan ons daarby uitkom, want anders is ons met ons eie pogings besig met 'n selfverbeteringsprogram. Maar as ons daar uitgekom het waar ons verstaan en glo en aanvaar, as Jesus in my lewe is ek 'n nuwe skepping. Dan kan ons vir mekaar begin sê, maar as ek dan 'n nuwe skepping is en ek glo dit, dan moet ek anders begin leef. Dan moet ek begin wys hoe lyk 'n nuwe lewe? Hoe lyk 'n nuwe mens? En dit lees ons in vers 15 lees ons daar staan, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self sal lewe nie, maar vir hom wat vir hulle opgewek is. Hier's die kern, die essensie, die belangrikste deel van 'n nuwe lewe, van 'n nuwe mens is, sy lojaliteit het verander. Daar het 'n radikale skuif in lojaliteit plaasgevind. Ons almal is van nature, ons is gebore en van nature is ons gefokus daarop om lojaal te wees teenoor wie? Nie jou vrou of jou man of jou kinders of die regering nie. Teenoor jouself. Dis waar ons diepste lojaliteit lê. Maar as ek 'n nuwe mens word, dan vind daar 'n skuif, 'n radikale skuif in my lojaliteit plaas. Jesus is nou my eerste lojaliteit. En daarom vra ek nie in die eerste plek meer, wat wil ek hê nie? Wat is vir my goed? Wat is vir my reg? Wat is vir my belangrik nie? Ek vra, wat wil Jesus van my hê? Hoe verwag Jesus? Nie hoe wil ek die lewe doen nie, maar hoe verwag hy moet ek die lewe leef? Want dit gaan nou oor wat vir hom reg is, wat vir hom goed is, wat vir hom aanneemlik is. Want my eerste lojaliteit is Jesus. En die rede daarvoor, as 'n motivering, hoekom dit so is. En dit staan ook in vers 15. Die motivering is, ek lewe nou vir hom. Jesus is nou my hoogste lojaliteit, want dis waar van hom. Dis wat hy met my gedoen het. Hy het aan die kruis in my plek sy lewe afgelê. Hy's vir my uit die dood uit opgewek. Hy het, hier is die mooi woorde, hy het niks teruggehou nie. Hy het alles gegee. Hy het sy laaste
asem uitgeblaas. Hy het die laaste druppel bloed gestort vir jou en vir my, sodat ek vergewe kan word, sodat ek in die regte verhouding met die Vader kan leef, maar ook, en ons mis dit baie keer, ook sodat ek nuut kan word, sodat ek nuut geskep kan word. As ek een boodskap kan gee my hele lewe lank, sal dit wees: jy is 'n nuwe skepping deur Jesus. En 'n nuwe skepping leef met 'n nuwe lojaliteit, leef nuut. En dan is die vraag wat ek glo ons moet vra vir mekaar, as ons dan sê, die beginpunt is nie my pogings nie, die beginpunt is my geloof in Jesus, want hy maak my deur sy dood en deur sy opstanding, maak hy my 'n nuwe skepping. Dan sê ons, 'n nuwe skepping lyk anders, leef anders. Dan moet ons vir mekaar sê, prakties, wat beteken dit om anders te leef? Die heel eerste ding, ek het so 4 dinge wat ek vinnig gaan noem, en net vinnig by stil staan. Die eerste ding is, 'n nuwe skepping, 'n nuwe mens, kies anders. Ons kies anders, want nou kies ons met 'n nuwe lojaliteit. Die persoon aan wie jy lojaal is, bepaal hoe en wat jy kies. So ons het 'n nuwe lojaliteit en ons het 'n nuwe identiteit. En hierdie 2 dinge bepaal nou hoe ek kies. Kom ek verduidelik. As my lojaliteit teenoor myself is, dan vra ek altyd in die eerste plek, wat is vir my gemaklik, wat is vir my gerieflik, wat is tot my voordeel, en hoe gaan ek die minste effort insit in dit? Maar as my diepste lojaliteit Jesus is, dan vra ek nie daai vraag nie, dan vra ek, wat gee ek ter wille van Jesus? Hoe doen ek die lewe anders? En dan as dit gaan oor die identiteit, ek dink baie van ons sê partykeer hierdie sinnetjie, ek is ongeduldig, ek dink nie mense sê dit van jouself nie, maar die mense om jou sê jy's mislik, maar jy weet dit, baie mislike mense weet dit gewoonlik nie, maar so ek is moeilik, ek is ou wat jy nie sonder handskoene aanpak nie, en klomp goeters, en dan hierdie sinnetjie, want ek is maar so gemaak en so gelaat staan. Het julle dit al gehoor? Dalk al gesê? Maar dis amper sê ek nou 'n lelike woord. Dis nonsens. Dis nie die waarheid nie. Die waarheid is, as jy Jesus aangeneem het, is jy 'n nuwe skepping. Dis jou identiteit. En dis hoe jy dan kies wat jy doen en hoe jy dit doen. Dis op grond van jou nuwe identiteit wat jy besluit of jy mislik gaan wees of nie. So jy word wie jy is. Jou nuwe lojaliteit en jou nuwe identiteit bepaal wat jy kies. En dan is daar 'n tweede ding, en dit is nuwe mense wat anders leef, stop of die ander woord wat ek gebruik het is raak ontsla of breek met ou gewoontes. Nuwe mense breek met ou gewoontes. En ek kan dit nie beter sê as wat Paulus dit sê in Kolossense 3 vers 8 nie, en tot vers 10, ek gaan dit sommer lees. Hy sê, maar raak ook julle van al hierdie dinge ontsla. Woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering en onwelvoeglike taal wat uit julle mond kom. Klink amper soos die 14de amptelike taal van Suid-Afrika wat hier beskryf word langs die braaivleisvuur. Moenie vir mekaar lieg nie, aangesien julle die ou mens en sy gewoontes, hier is die kern, ou mens en sy gewoontes uitgetrek het en die nuwe mens aangetrek het, hierdie nuwe mens wat nou tot volle kennis en na die beeld van sy Skepper vernuwe word. 'n Nuwe skepping wat vernuwe word al hoe meer. Jy sien, die belangrike ding om hier te sien is dat hierdie woorde is in die verlede tyd geskryf. So, toe jy geglo het in Jesus vir die eerste keer, toe jy hom aangeneem het as jou Here en Verlosser, het jy jou
het jy die ou mens, die ou vieslike klere uitgetrek en het jy die nuwe mens, die nuwe skoon klere aangetrek. So jy het gebreek met die ou mens en sy vieslike gewoontes. Dis in die verlede tyd, maar dis ook 'n daaglikse ding. Elke dag in elke situasie moet ek hierdie keuse maak. Hoe lyk die klere wat ek vandag aantrek? Ja, ek het dit uitgetrek, maar ons is so geneig om hierdie ou klere nader te sleep en te sê, hy sit daar eintlik baie lekker. Vrouens gooi mos baie keer ou klere weg wat op sy lekkerste is. Is dit so lekker? Maar Paulus sê ons moet ontslaa raak daarvan, want hier's die rede. Dis nie meer wie jy is nie. Jy's 'n nuwe skepping. So trek nou die klere aan wat pas by wie jy is. En dan is ons by die derde ding en dis presies dit. Nuwe mense kweek nuwe gewoontes. Nou as ek nou hierdie 4 gewoontes vir jou gaan sê, kan ek jou amper beloof jy het dit al baie gehoor. Want is niks niets nie, maar die hoek wat ek daarmee wil vat, glo ek, is dalk net iets anders. Nuwe mense bid. Ons praat met die Here. Nuwe mense lees die Bybel, maar nou as 'n nuwe skepping. Ek onthou dit so goed, al is dit nou baie jare terug, toe ek tot bekering gekom het in 1983 op die grens. Het ek so 'n klein, ek het hom lank altyd gehad, maar daar onder in die boks gelê. Maar ek het so 'n klein rooi Bybeltjie gehad, net so groot. En ek het daai Bybeltjie begin lees. Vir die eerste keer het ek verstaan, dis van my wat hier gepraat word. Dit gaan oor my lewe. En dis God wat met my wil praat. Wat iets vir my wil sê oor wat vir my die beste is. En wat hy wil hê. Ek het daai Bybeltjie stikkend gelees, letterlik. En nuwe mense kom by mekaar met ander gelowiges. Ons leef in gemeenskap en nuwe mense dien. En hierdie onthou dit asseblief, nie as 'n selfverbeteringsprogram nie, nie as maniere, hierdie goeters, en as baie ander gewoontes, maar nie as maniere om God te beïndruk nie. Nie om God aan my kant te kry nie, want die kruis het gewys, hy's klaar aan my kant. Maar met hierdie gewoontes, hier's die angle, posisioneer ek myself. Ek stel myself beskikbaar, sodat God se Heilige Gees my karakter kan vorm. Of om dit anders te sê, dis wat vers 15 sê. Vers 15 sê, sodat ek al hoe meer vernuwe kan word na die beeld van my Vader. So met hierdie nuwe gewoontes stel ek myself beskikbaar dat die Gees my verander om al hoe meer te wees wie ek is. Ek is 'n nuwe skepping. Die Gees wil my vorm, my karakter vorm, sodat ek al hoe meer soos hierdie nuwe skepping sal lyk en sal optree. Sodat ek al hoe meer na my Vader sal aard. En sodat ek al hoe meer soos my broer Jesus sal lyk en optree. En as ek by die 4de eienskap, kan mens maar amper sê, van 'n nuwe mens. 'n Nuwe mens het 'n nuwe doel. Die beste voorbeeld daarvan is Paulus. Paulus is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Paulus was 'n godsdienstige, ras-egte Jood gewees. Hy het die wet uit sy kop uit geken. Hy het die wet, sê hy in Filippense 3, het hy onberispelik nagekom. En hy het in sy ywer vir die saak waarna hy geglo het, het hy die kerk vervolg. Hy het mense laat vang en doodmaak. So ywerig was hy. En toe op 'n dag is hy op pad Damaskus toe, en daar op hierdie pad loop hy hom vas in die opgestane Jesus. En Paulus se lewe verander
daai woord radikaal. Paulus was, sal hy later sê, was dood, maar daar toe hy Jesus ontmoet, lewe hy. Hy was 'n ou mens en daar word hy 'n nuwe skepping. En hierdie nuwe skepping se rede vir bestaan verander ingrypend. Hy bestaan nou nie meer vir die saak waaraan hy geglo het nie. Hy bestaan nie meer ter wille van homself en sy eie belange nie. Hy bestaan nou om die goeie nuus oor Jesus bekend te maak. Hoor hoe mooi sê Paulus dit in Handelinge 20 vers 24. Hy sê, ek gee nie om vir my lewe nie. Ek ag dit nie die moeite werd om daaroor te praat nie. As ek tog net my loopbaan kan volëindig en die dienswerk kan voltooi wat ek van die Here Jesus ontvang het. Hier is die doel van sy lewe, om die evangelie van God se genade te verkondig. Ja, ons mis hierdie so baie. Dis die rede hoekom ons bestaan. Dis die rede hoekom jy mens is. Dis die rede hoekom jy die beroep beoefen wat jy beoefen. Dis die rede hoekom jy geposisioneer is in die plek waar jy op die oomblik is. Om die goeie nuus, hoor dit, dis goeie nuus. Dis nie 'n veroordelende, vergiftigende ding nie. Dis die goeie nuus van God se genade. Die feit dat die God wat die reg het om ons te oordeel, kies om die teenoorgestelde te doen. Hy straf sy seun sodat ek vergewe kan word. Sodat ek nie net vergewe kan word nie, maar sodat ek nuut kan word, sodat ek 'n nuwe skepping kan word. En dis die goeie nuus wat aan jou en my toevertrou is. En nuwe mense wy hulle lewens daaraan om hierdie goeie nuus uit te bring by mense wat dit nog nie gehoor het nie. As mense wat gebore word en doodgaan, wat nog nie die goeie nuus gehoor het nie. Want Romeine 10 sê, hoe sal hulle dit kan glo as hulle dit nie hoor nie? En hoe sal hulle dit hoor as niemand dit vir hulle sê nie? Nuwe mense sê, met hulle lewens en met hulle woorde. God gee ons nie net 'n tweede kans nie. Hy gee ons 'n nuwe identiteit. Hy gee ons 'n nuwe hart. Hy gee ons 'n nuwe lewe. Was 'n mooi storie van 'n jong man wat vasgevang was in bendegeweld. Hy het letterlik gelewe vir geweld, vir dwelms en vir mag. En hierdie jong man, so word vertel, die persoon wat die storie vertel, sê hierdie jong man, sy hele lyf, sy gesig en sy hele lyf was vol tatoeëermerke. En nie die cute tatoeëermerke wat party van julle het nie, ek het nog nie ene nie. Maar dit was tatoeëermerke wat tekens was van sy lewe. Elke merk het gegaan oor 'n geveg. Elke merk het gegaan oor 'n oorwinning of oor 'n verlies. Dit was hierdie merke aan sy lyf het die storie vertel van sy lewe. Donker, doods, stikkend en hooploos. Op 'n dag terwyl hy in die tronk was, want hy het in die tronk beland, het daar 'n man hom besoek. En hierdie man het nie baie gepraat nie, maar hy het die goeie nuus van Jesus se genade gedeel. Hy het vir hom gesê, weet jy wat, Jesus ken jou. Hy weet alles van jou af. En weet jy wat, hy is vir jou verskriklik ontsettend lief. So lief dat hy sy lewe gegee het aan die kruis, sodat jy vergewe kan word. En, dis nie al nie, sodat jy nuut kan word. Sodat jy 'n nuwe mens kan wees. En hierdie jong man het, op daardie dag het hy die liefde van Jesus aanvaar. Hy het met baie trane, het hy sy lewe oorgegee aan Jesus.
en sy lewe het verander. Hy het begin om te bid. Daar in die tronk het hy begin om die Bybel te lees en hy het begin om met sy medegevangenes te praat oor Jesus. En paar jaar later is hy vrygelaat en daar terwyl hy in sy nuwe lewe vry was, het hy begin om te probeer regmaak wat hy droog gemaak het. Hy het sy lewe herstel, hy het probeer restoreer, hy het probeer beter doen, hy het oordoen, want het hy gesê ek is 'n nuwe mens. Maar hy het een ding nie gedoen nie. En dit was my baie interessant gewees. Hy het besluit, ek gaan nooit hierdie tatoeëermerke verwyder nie. Want hierdie tatoeëermerke wys hoe my lewe was. Wys wie ek was. Maar my lewe nou wys wie ek nou is. My lewe wys nou dat ek 'n nuwe mens is. My lewe wys dat ek 'n nuwe skepping is, deur Jesus se goedheid en liefde nuut gemaak is. En ek glo dis die vraag wat ek en jy vandag moet antwoord. Wys jou lewe wie jy is. As jy Jesus aangeneem het, dan is jy 'n nuwe skepping. Wys jou lewe dat jy 'n nuwe mens is. Of is jy dalk nog vasgevang in jou ou manier van dink, in jou ou begeertes, in jou ou lojaliteite? Jy's 'n nuwe mens. Is daar dalk iets in jou lewe wat jy lankal weet die Here wil wegneem uit jou lewe uit, omdat dit nie pas by wie jy is nie? Of is daar dalk dinge in jou lewe wat die Here wil byvoeg in jou lewe, wat hy in jou lewe wil indra, omdat dit pas by wie jy is? Onthou, jy's nie meer 'n ou mens nie, jy's 'n nuwe skepping. Wat wil die Here in jou lewe inbring wat pas by wie jy is? Moet asseblief nie tevrede wees om maar net vergewe te wees nie. Jesus roep ons tot 'n nuwe lewe. Hy roep ons om as nuwe mense te lewe. Nuwe mense wat vandag kan begin om anders te leef. Wat vandag kan begin om 'n lewe te leef wat pas by wie ons is. Jy's 'n nuwe skepping. Leef nou net. Jy's 'n nuwe skepping. Laat toe dat God posisioneer jouself, dat God deur sy Gees jou elke dag nuut maak. Wys deur jou lewe, deur jou radikaal anders lewe, dat jy 'n nuwe skepping is. Amen. Here Jesus, dankie dat U alles gedoen het wat nodig is dat ons versoen kan word met ons Vader. Dankie dat U die sonde wat skeiding maak, dat U dit op U geneem het en dat U in ons plek daarvoor betaal het. En dankie Here dat U ons nie net vergewe nie, maar dat U deur U dood en U opstanding en deur die werk van die Gees ons nuwe mense maak. Dat U ons nuut skep. En nou bid ons, Here, dat U vir ons deur die Gees die krag sal gee om vandag soos nuwe mense te leef. Gee dat ons lewens sal leef wat pas by wie ons is. Heilige Gees, vorm ons dat ons optrede
al hoe meer sal voortspruit uit ons identiteit. Nuwe mense met 'n nuwe lojaliteit. Here Jesus, u lewe is die mooiste. En daarom bid ons dat u ons sal vorm om al hoe meer soos u te lyk en al hoe meer soos u te lewe. Kom stel ons in staat, Here, om lewens te leef wat pas by wie ons is. In Jesus se naam. Amen.